Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland op hierdie eerste Sondag in 2026, die eerste Sondag in die nuwe jaar. En geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels, julle sê, jy is nou in die bediening. Jy is nou in die bediening. En ons gaan vanoggend kyk na Nehemia 2 hoofstuk 11 en 12, die twee hoofstukke loop saam. Nehemia hoofstuk 11 en 12. En terwyl julle die woord oopmaak, kom ons maak die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader, wat 'n voorreg om met medegelowiges hierdie eerste Sondag in die nuwe jaar te deel, maar nog 'n groter voorreg om dit met U te deel, Here. Om by U voete te kom sit en sê, Vader, dankie vir 'n ou jaar wat verby is en vir 'n nuwe jaar wat oop voor ons lê. Here, en ons vra dat U ons sal seën as ons luister met geopende ore en geopende verstand, Here, en dat ons harte sal oop wees en dat ons sal besef en sal leer dat ons in die bediening is. Elkeen van ons wat glo. Here, lei ons daarin. Lei ons om U met vreugde te dien, maar ook om U naam te verheerlik. Here, en ek vra dat U my ook sal seën deur my lippe aan te raak, sodat ek vanoggend weer eens net U waarheid kan spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, as ek sou vra, hoe betree 'n persoon die bediening? Dan sou baie Christene my antwoord en vir my sê die persoon moet na 'n Bybelkollege of 'n kweerskool toe gaan en nadat hy 'n rukkie in 'n bedieningsposisie gedien het, dan moet hy georden word. Maar oké, ek moet seker erken dat dit 'n strikvraag was, want die vraag self en daardie antwoord weerspieël 'n diep gewortelde, maar foutiewe mentaliteit onder God se mense, wat mense in twee kategorieë verdeel. Diegene wat in die bediening is, wat dan nou so die sogenaamde geestelik is, en diegene wat nie is nie, wat dan nou die sogenaamde leuke is. In die mate wat ons in daardie denkwyse glo, sal die liggaam van Christus vermink word. Want slegs 'n paar sal toegewy wees aan die werk van die bediening, terwyl die meerderheid agteroor sit en hierdie ander dit nou maar laat doen. Maar die Bybelse prentjie is dat diegene wat die gawe as herders, onderwysers en evangeliste ontvang, die heiliges, wat alle gelowiges beteken, moet toerus vir die werk van die bediening. Soos Efesiërs 4 vers 11 en 12 ook vir ons sê. So die korrekte antwoord op die vraag, hoe betree 'n mens die persoon die bediening, is dus, hy of sy vertrou op Jesus Christus as verlosser en Here. Punt. Op die oomblik dat 'n persoon Christus as verlosser vertrou, doop die Heilige Gees hom of haar in die liggaam van Christus in, sê 1 Korintiërs 12 vers 13 vir ons. As lede van sy liggaam het elkeen 'n geestelike gawe wat hy moet uitoefen vir die opbouing van die liggaam. En dit is gepas en gewoonlik nodig vir diegene wat die gawe as herders, leraars en evangeliste ontvang om formele opleiding te volg, maar dit is nie eers 'n vereiste nie. En is ook gepas volgens die skrif in 1 Timoteus 5 vers 17 en 18 en 1 Korintiërs 9 vers 14 om diegene te ondersteun wat hulle self aan hierdie bediening toewy. Maar dit is steeds waar dat elke gelowige 'n geestelike gawe het wat hy of sy in die bediening moet gebruik. En ek praat hoofsaaklik van 'n denkwyse waar elkeen van julle jouself sien asof God aan jou 'n noodsaaklike bediening toevertrou het, waarvoor julle rekenskap sal gee. Ons sien in die gelykenis van die talente was dit die een talent man wat sy talent begrawe het eerder as om dit te belê. En dikwels in die liggaam van Christus is dit die een talent persoon wat dink ek is nie op 'n belangrike manier begaafd nie, so ek kan nie veel vir die Here doen nie. En daarom doen ek niks. En dis 'n verkeerde mentaliteit wat ek wil uitdaag. Die les wat ek uit ons teks wil haal vanoggend is dat al God se mense bedieningsgerig moet wees. Want Nehemia 11 en 12 is nog een van daai gedeeltes van die skrif waarna jy kyk en jy dink, waarom het God dit in sy geïnspireerde woord geplaas? Want van hoofstuk 11 vers 3 tot hoofstuk 12 vers 26 is daar weer 'n lang register van die name van die Joodse burgers.
En hierdie 2 hoofstukke sluit in die families wat Jerusalem herbevolk het, vers 3 tot 24, hoofstuk 11. Leuke families in Jerusalem, vers 3 tot 9. Priesters in Jerusalem, 10 tot 14. Leviete, poortwagters en tempeldienaars in Jerusalem, 15 tot 24. Die families wat in stede van Juda en Benjamin gewoon het, verse 25 tot 36. Die priesters en Leviete van Zerubabel se terugkeer, hoofstuk 12, die eerste 9 verse. Hoëpriesters, vers 10 tot 11 van hoofstuk 12. Die priesters en Leviete na Zerubabel en Yeshua, 12 tot 26. Toewyding van die muur, 26 tot 43. Die organisasie van tempelondersteuning, vers 44 tot 47. Lang lys. En Derek Kidner in sy boek Ezra en Nehemiah in die Tyndale Old Testament Commentary sê, dit baie gepas, hy sê, dit is nie bureaukratiese pedanterie wat hierdie name bewaar het nie. Die punt is weer eens dat hierdie mense en hulle kroniekskrywer bewus is van hulle wortels en van hulle struktuur as Godse geselskap. Dis geen gepepel van vlugtelinge wat hulle enige plek vestig nie. Hulle het die waardigheid van orde en van bekende verhoudings, bovenal van hulle roeping om 'n koninkryk van priesters en heilige nasie te wees. En hy verwys dan na Eksodus 19 vers 6. Sien, hierdie mense het gewillige harte gehad om te doen wat God wou hê hulle moes doen, en elkeen het in hulle eie unieke hoedanigheid gefunksioneer. En soos ons die gedeelte ondersoek wat die name van die Joodse burgers lys, kom 4 faktore na vore wat ons help om te definieer wat bediening dan nou werklik behels. In die gedeelte wat handel oor die toewyding van die muur openbaar 4 vereistes vir die persoon wat betrokke is by bediening, wat, soos ek gesê het, elke gelowige is. So wat behels bediening? Bediening behels 'n bereidwilligheid om te woon waar God wil hê jy moet woon, punt nommer 1. Nehemia het die muur laat bou, maar daar was nie baie mense in die stad nie, soos ons in hoofstuk 7 vers 4 gesien het. En toe die mense uit die ballingskap uit teruggekeer het, is die mure afgebreek en was daar baie pyn van die vorige vernietiging. En dit sou baie werk verg om die pyn op te ruim en die stad te herstel. En as die voormalige hoofstad sou die herstelde stad 'n belangrike teken vir vyande gewees het om aan te val. En aanvanklik was daar nie veel ekonomiese geleenthede daar nie. Dit was baie makliker om in die platteland te vestig en jou eie stuk grond te bewerk. So die meeste mense was tevrede om in die omliggende dorpies wat oor die land versprei was te woon. Maar Nehemia het geweet dat as die stad sterk en voorspoedig sou wees en as die aanbidding in die tempel sou floreer, die stad goed bevolk moes wees met burgers wat in die geval van aanval kan verdedig. En soos die eerste vers van hoofstuk 11 aandui, het die leiers in Jerusalem gewoon, maar die meeste van die mense het nie. So hulle het die lot gewerp om 1 uit elke 10 te kies wat na Jerusalem sou terugkeer. En dan lyk dit ook asof sommige wat nie gekies is nie vrywillig aangebied het om ook te trek, het sy in die plek van of benewens diegene wat deur die lot getrek is in vers 2. En diegene wat in die dorpe gebly het, het diegene geseën wat bereid was om na Jerusalem te trek. En diegene wat getrek het, moes wortels uittrek waar hulle gevestig was. Hulle moes hulle grond in die platteland prys gee en trek na wat vinnige iets wat oorvol stad geword het. En as ons kyk, gebaseer op die aantal mans wat na die stad getrek het, wat dan 'n totaal van 3044 was, dat daar dan ongeveer 10.000 konservatief beraam mense is wat na die stad getrek het, met 'n totale bevolking van 100.000 Jode in die land, met ander woorde 10%. En dit kom uit Howard Voss se Nehemiah Learning to Lead. Nou, alhoewel het ongerieflik en in sommige opsigte minder wenslik was om van die platteland na die stad te trek, was hierdie mense bereid om te woon waar God wou hê hulle moes woon om sy doel te dien. Een van die eerste oorwegings waaroor enige dienaar van God moet dink is, waar wil God hê moet ek woon? En dit behoort grootliks bepaal te word deur die potensiaal vir jou bediening in daardie omgewing. Is daar 'n soliede Bybelonderrig kerk waar jy kan groei en dien? Indien nie, roep God jou dalk om te help om so 'n kerk te begin. En dit behoort 'n primêre faktor te wees in enige skei wat jy maak. En ek ontmoet baie Christene wat dinge sê soos, ek het na so 'n dorpie verhuis omdat dit 'n klein dorpie was en nie te vol nie.
maar dit word nou te groot vir my. Ek dink daaraan om te verhuis na, en dan noem hulle 'n ander pragtige afgedeelde omgewing. En hulle het nie 'n oomblik gedink aan watter soort kerk daar is, waar hulle wil heen gaan nie. Hulle hoofdoel is net om weg te kom van die mense in die stad. Het dit al ooit by jou opgekom dat God die hemel as 'n stad voorstel? Dis iets wat ek ook oor gestruikel het. Die hemel word nie uitgebeeld as 'n plaas of 'n plattelandse dorpie of 'n persoonlike toevlugsoord waar jy in afsondering kan leef en ander kan ignoreer nie. Dis 'n stad, die nuwe Jerusalem. En die rede waarom Christene daaraan dink om uit die stad te ontsnap is dat hulle nie 'n bedieningsingesteldheid het nie. As jy aan bediening dink, dan dink jy aan mense. En terwyl mense in die platteland en in voorstede woon, is dit tragies dat meeste evangeliese Christene grotendeels die stede verlaat het. Eerder as om oor al die mense in die stad te kla, moet ons hulle as 'n geleentheid vir bediening beskou. En tweedens, bediening behels diens in die sfeer waarin God jou roep om te dien. Want hoofstuk 11 lys die hoofde van families in Jerusalem in vers 3 tot 9, die priesters vers 10 tot 14, die leviete vers 15 tot 18, die poortwagters en tempeldienaars vers 19 tot 21, verskeie amptenare wat deur die koning van Persië aangestel is in verse 22 tot 24 en die mense wat buite die stad gewoon het vers 25 tot 36. En dan sien ons elkeen het in sy onderskeie sfeer gedien vir die effektiewe werking van die stad en die nasie. En diegene wat buite die stad gewoon het, moes die grond bewerk om voedsel te verskaf aan diegene in die stad. En elkeen het 'n ander rol gehad, maar elke rol was noodsaaklik vir die hele saak. In die liggaam van Christus het God ons op verskillende maniere gawes geskenk, maar elke deel is noodsaaklik vir die algehele funksionering en gesondheid van die liggaam. Paulus sê dit vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 30. En ons moet leer om mekaar te koördineer en aan te vul sonder wrywing of wetywering. Want probleme ontwikkel dikwels in die liggaam omdat die oog na almal kyk vanuit die perspektief van die oog en die hand alles vanuit die perspektief van die hand. Maar die oog moet die hand waardeer en die hand moet die oog waardeer. Ek het een keer gelees dat Carl George 'n skerpsinnige waarneming gemaak het dat die dinge in die kerk waaroor mense meeste gewoonlik kla, die persoon se gebied van geestelike gawe openbaar. Byvoorbeeld, as 'n persoon sou sê hierdie is nie 'n omgee kerk nie, is sy of haar waarskynlike gawe en barmhartigheid. Die een wat sê hierdie kerk beklemtoon nie genoeg uitreik nie, is waarskynlik 'n evangelis. En die ou wat sê hierdie kerk is 'n ongeorganiseerde gemors, is waarskynlik 'n begaafde administrateur. So die oplossing is nie dat die begaafde persoon rondsit en ander kritiseer omdat hulle nie doen wat waarskynlik nie hulle gawegebied is nie, maar eerder om betrokke te raak by die areas wat hy dink reggestel moet word. Die barmhartige persoon behoort ons almal te help om meer barmhartig te word deur barmhartigheid te toon. Die evangelis behoort ons te wys hoe om die verlorenes te bereik. Die administrateur behoort ons te help om georganiseerd te raak. God het ons almal anders gemaak en ons werk slegs as 'n liggaam wanneer ons in ons sfeer werk en ander in hulle sfeer bevestig. En derdens, bediening behels 'n bereidwilligheid om te dien sonder lof, sonder eer. Want ons sien die meeste van hierdie name beteken niks vir ons nie. Sommige word nie eens by name gelys nie, maar word saam met al hulle familielede as 'n groep gegroepeer, soos ons in verse 12 tot 14 sien. Zabdiel word genoem in vers 14, hoewel hy niks vir ons beteken nie. Is nie 'n naam wat ons ken nie, maar 128 van sy familielede bly naamloos, behalwe om te sê dat hulle dapper krygers was. 128 dapper krygers was geen geringe deel van 'n beskermde veilige stad nie. Die kerk het baie mense soos hulle nodig om goed te funksioneer. Want enige kerk sou binne 'n week toemaak as hulle nie baie gehad het wat getrou agter die skerms werk nie. Jy sien hulle nooit in die kollig nie, maar hulle doen wat God hulle gegee het om te doen. Hulle is soos jou lewensbelangrike organe. Jy sien hulle nooit, maar wanneer een van hulle afskakel, is jy in groot moeilikheid. En ek wil hê julle moet op twee dinge let oor hierdie mense. Eerstens, getrouheid, nie roem nie, is die kwessie. Want die motief is wat saak maak. As ons dien om agting en erkenning te probeer verkry,
dan doen ons dit om die verkeerde rede. Ons sal kwaad word wanneer ons nie die eer gee, wanneer ander ons nie die eer gee wat ons soek nie. Chuck Swindoll skryf, hy sê, as jy roem en erkenning begeer, sal jy heel waarskynlik as leier misluk en jou poging sal vir ewig onbeloond bly. Dis nie 'n dreigement nie, dis 'n belofte. Kom uit sy boek Hand Me Another Brick. En dan gaan hy verder om Matteus 6 vers 1 aan te haal en te sê, pas op dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen om deur hulle raak gesien te word nie, anders het julle geen beloning by julle Vader wat in die hemel is nie. En dan tweedens, God merk dit op, selfs al doen ander dit nie. Want God het dit goed gedink om hierdie name neer te skryf wat absoluut niks vir ons beteken, maar hulle het iets vir God beteken en dis wat uiteindelik saak maak. As jy ontsteld raak omdat iemand in die kerk of niemand in die kerk alles raak sien wat jy doen nie, is jou fokus op die verkeerde plek. Kyk na die Here wie jy regtig dien. En onthou Hebreërs 6 vers 10 wat sê, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges dien en nog dien. En dan vierdens, bediening behels eerstens mense en tweedens programme. Want hierdie lang lyste beklemtoon die belangrikheid van mense vir God. Elkeen van hierdie vreemde, moeilik uitspreekbare name verteenwoordig 'n persoon vir wie God liefgehad het en geken het. Want Jesus het gesê dat die goeie herder sy eie skape by die naam roep en dat sy skape hom volg omdat hulle sy stem ken, Johannes 10 vers 3 en 4. Die Christelike geloof gaan alles oor persoonlike verhoudings, eers met God en dan met mekaar. Weer is die twee groot gebooie in Matteus 22 vers 37 tot 40. En programme moet altyd die voertuig wees waardeur ons mense bedien. En as 'n program dit nie doen nie, dan moet ons die program afskaf en dit vervang met iets wat God se woord aan mense bedien. En afgesien van programme, as jy die regte bedieningsingesteldheid het, sal jy daarna streef om met mense te skakel. Neem sonoggend die inisiatief by jou kerk om nuwe mense te ontmoet. Laat hulle welkom voel. Stel hulle voor aan ander. Alhoewel ons nie almal goed kan leer ken nie, is dit 'n persoon, as dit 'n persoon is met wie jy jou kan vereenselwig, reële tyd om saam koffie te drink of om hulle vir aandete te nooi. Deel jou eie getuienis en vra hulle hoe God in hulle lewens gewerk het. Bediening vind plaas deur verhoudings. En dit bedreig sommige mense. Dit is veiliger om in 'n program te werk of om betrokke te wees by die instandhouding van die gebou waar jy jou afstand van mense kan hou. Maar God red nie geboue of heilige programme nie. Hy red en heilig mense. Hy doen dit deur sy mense wat in liefde na ander uitreik. Met ander woorde, bediening behels 'n bereidwilligheid om te leef waar God wil hê jy moet leef en om te dien in die sfeer waar God wil hê jy moet dien, om sonder lof te dien en om mense bo programme te stel. As jy vra, wat is sommige vereistes vir bediening? Het jy kweekskoolopleiding nodig? Moet jy Hebreëus en Grieks en teologie ken? Daardie dinge kan nuttig wees in sommige sfere van bediening, maar hulle is nie die hoofsaak nie. Die hoofvereiste om betrokke te wees by die bediening is dat jou hart reg is voor God. In die gedeelte wat die toewyding van die muur beskryf in verse 27 tot 43 en die organisasie van tempelondersteuning in verse 44 tot 47 van hoofstuk 12, is daar 4 aspekte van 'n hart wat reg is voor God. Eerstens, 'n diensknegt, met ander woorde 'n bedienaar, het 'n suiwer hart nodig, sê hoofstuk 12 vers 30. Want voordat hulle die muur toegewy het, het die priesters en die leviete hulle self, die volk, die poorte en die muur gereinig. In die Ou Testamentiese rituele verreiniging simboliseer die feit dat ons harte sondig is en God absoluut heilig is. En diegene wat hom dien moet gereinig word van alle bekende sonde, van gedagte, van woorde en van dade. Ek lees van 'n skandaal wat jare gelede, alhoewel dit in ons dag ook gepas sal wees, wil ek amper sê, om dit hier te sien gebeur. 'n Skandaal waarin 'n man wat voorheen 'n ouderling was, wat ook in voltydse bediening was, aangekla is op 17 aanklagte van die molestering van meisies wat by slaappartytjies by sy dogters was. Jy sien, wanneer hierdie soort skynheiligheid blootgelê word, bespot die wêreld die naam van Christus. En ons almal sukkel teen versoeking. Ons almal is kwesbaar om in sonde te val.
Maar as jy jouself nie teen versoeking beskerm nie en in konsekwente oorwinning oor sonde wandel, moet asseblief nie beweer dat jy Christen is nie. Moenie betrokke raak by enige soort bediening nie. Verneder jouself eerder voor God, bekeer jou van al jou sondes en neem maatreëls om jouself te beskerm teen 'n weerval. Reinheid op hartvlak is 'n noodsaaklike vereiste vir Christelike diens. En tweedens, 'n dienskneg het 'n aanbiddende hart nodig, soos ons in vers 27 en 31 tot 43 van hoofstuk 12 lees. Want die toewyding van die muur was 'n tyd nie om Nehemia te prys nie, maar om die Here te prys. En Nehemia het 2 kore georganiseer om in teenoorgestelde rigtings bo op die muur te loop, totdat hulle by die tempel bymekaar gekom het. En hulle het lofliedere gesing met die begeleiding van simbale en harpe en liere. En die hoofstuk verwys 6 keer na Dawid, wat 2 keer die man van God genoem word. In verse 34, 36, 2 keer in vers 37, en verse 45 en 46. En Dawid was 'n man na God se hart, want hy was 'n aanbidder van God. Want hy is die man wat die hele stelsel van aanbidding opgestel het, wat hierdie mense nou sou volg, wat ons in vers 46 sien. God wil nie jou werk hê as hy nie jou aanbidding het nie. Om God te aanbid is om jou in sy groot eienskappe en dade te verbly en dit te verheerlik. Dit is om God bo alles te eerbiedig. Ware aanbidding is nie uiterlik nie, dis innerlik. Dit betrek die verstand, die hart, die wil en die emosies. En of jy nou stoel opstel of 'n preek, dit behoort uit 'n hart van aanbidding vir God te vloei. En derdens, 'n dienskneg het 'n vreugdevolle hart nodig. Vers 43. Soos jy die verslag van hierdie toewydingsdiens lees, kry jy die duidelike indruk dat hierdie mense hulle self geniet het. Chuck Swindoll sê op bladsy 186 van sy boek, hy stel dit voor as 'n soort Joodse Disneyland parade. Let op die klem op vreugde. In vers 43, en dit word 4 keer in daardie vers genoem en weer in vers 44, maar dit sê in vers 43, die vreugde van Jerusalem tot ver weg gehoor is. Dit was nie hulle lied wat van ver af gehoor is nie, maar hulle vreugde. Buitestaanders het hulle vreugde gehoor. Was jy al buite 'n sportstadion soos 'n rugbystadion, terwyl 'n rugbywedstryd binne aan die gang was, en skielik brul die skare. En jy weet wanneer dit gebeur, het iets goeds binne gebeur. Waarskynlik het iemand vir die tuisspan sopas 'n 3 gedruk. En op dieselfde manier behoort mense verby die kerk te kan loop en te dink, ja, iets goeds gaan daar binne aan. Trouwens, God het 'n wendrie vir ons deur Jesus Christus aangeteken. En ons moet so vasgevang wees in wat God gedoen het, dat sy groot vreugde uit hierdie plek straal. 'n Dienskneg het 'n suiwer hart, het 'n aanbiddende hart en 'n vreugdevolle hart nodig. En laastens, 'n dienskneg het 'n vrygewige hart nodig, soos ons in verse 44 tot 47 sien. Want hierdie mense het met vreugde gegee sodat God se werk kon voortgaan. Hulle het die belangrikheid van aanbidding by die tempel gesien en hulle was bereid om die nodige offers te gee om die talle priesters en leviete en poortwagters en sangers wat daar gedien het te ondersteun. Die mense het dit gedoen omdat hulle bly was oor die priesters en leviete wat gedien het, sê vers 44. Was jy al ooit aangetrokke tot 'n synige, stug mens? Nee, ek glo nie. Ons word almal aangetrokke tot warm, vrygewige mense wat vrylik met ander deel wat hulle sin is. En soos ek verlede week genoem het, is een van die betroubaarste maatstawwe van jou hart voor God, is maar jou checkboek. As God jou gaan gebruik om ander te bedien, moet jy 'n vrygewige hart hê. Jy sal die belangrikheid sien om diegene te ondersteun wat geroep is om God op die sendingveld te dien. Jy sal die belangrikheid daarvan sien om die plaaslike kerk te ondersteun. Jy sal die belangrikheid daarvan sien om jou pastoor, jou evangelis te ondersteun. Net voordat Petrus ons aanspoor om ons geestelike gawes te gebruik om mekaar te dien, sê in Petrus 4 vers 9, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. En ek wil afsluit
Die pioniersendeling William Caffrey was 'n skoenmaker voordat hy na die sendingveld vertrek het. En hy het 'n kaart van Indië voor hom in sy winkel gehou en elke nou en dan gestop om dit te bestudeer. Hy het verlang om daarheen te gaan en die evangelie te verkondig. En hy het baie gepreek en onderrig aan die kant gedoen waar hy nou eers gebly het met die gevolg dat sy ambag afgeneem het. En eendag het 'n vriend hom berispe omdat hy sy besigheid verwaarloos het. Verwaarloos ek my besigheid, het Carey gesê. My besigheid is om die koninkryk van God uit te brei. Ek maak net skoene om uitgawes te betaal. En dit behoort die denkwyse van elke Christen te wees. As jy Christus as jou verlosser ken, is jy nou in die bediening. Maar mag ek vir jou vra, is jy bedieningsgerig? Is dit jou denkwyse? Is daar gereeld mense in jou skedule? Wanneer jy saam met God se mense bymekaar kom, dink jy aan ander en hoe jy die liefde van Christus aan hulle kan wys. As jy al meer as 3 of 4 weke kerk toe kom en jy dink, hierdie is 'n onvriendelike kerk, is jy dalk deel van die probleem. Die oplossing is dat jy in vriendelikheid na ander moet uitreik. Eerder as om te kom om jou behoeftes te vervul, kom om behoeftes van ander te vervul. Ek het gehoor van die seun van 'n pastoor wat ook besluit het om 'n pastoor te word. En die pa het vir die seun gesê, bly naby God, bly naby mense en bring God en mense bymekaar. Dit is bediening. God se mense moet naby hom en naby mense bly en die twee bymekaar bring. Amen. Kom ons maak hier oop. Here, baie dankie vir hierdie woord. Here, dankie dat U vir ons wys dat as ons, die oomblik wat ons in Jesus Christus glo, as ons redder en saligmaker, is ons in die bediening. Help ons, Here, om ons gawe te identifiseer en help ons om betrokke te raak in die bediening, om te weet dat dit nie net die predikant of die pastoor is wat in die bediening is nie, maar dat ons almal ons eie manier in die bediening staan en laat ons dit so uitleef. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het. En hier waar die nuwe jaar soos 'n oop boek voor ons lê, dat dit ons voorneme sal wees, dat ons die tyd sal uitkoop en dat ons sal weet ons is in die bediening en dat ons bediening sal uitleef tot eer en verheerliking van God. Mag julle wonderlike Christusgevulde week, 'n Christusgevulde dag, 'n Christusgevulde week, Christusgevulde jaar beleef. En as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God saam met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.